Môre, wat 'n pragtige dag weer by ons, lekker koud. Maar dit is hoe ek het verkies in die lang kloof. Ek hoop julle het ook almal lekker geslaap en dat julle regtig waar vanoggend vars voel. Mag julle geseënd wees in die naam van Jesus Christus. Onthou, die Here het julle lief. Die Here wil hê julle elkeen moet saam met hom hierdie pad stap. Dat julle elkeen 'n disipel van Jesus sal wees. Dat elkeen elke dag hulle kruis sal opneem en hom sal volg. Dit sy begeerte van sy hart. En kom ons bid saam. U wat op die troon sit, U wat ons Vader is, dankie Here vir hierdie geleentheid om so by mekaar te wees. Here, om net om die woord te kom sit en te luister wat die Heilige Gees vir ons openbaar. Dankie Here vir die woord. Dit is so 'n blessing dat ons die voordeel wat ons het teen vroeë Christene wat nooit die woord gehad het in hulle hande nie. Hulle moes maar staat maak op dit wat mense vir hulle voorlees. Dankie vir dit. Dankie Heilige Gees dat jy ook nou in elkeen sal werk. Seën elkeen op van hier vanaf verder. En ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Ek dink ek het dit verlede keer genoem. Ek het dit in die gemeente genoem. En ons gaan praat oor wie gaan hel toe volgens Jesus. Kyk, dit is nie die wit en swart van dit nie, beteken dit dat die ongeregtig is, die mense wat nie gered is nie, mense daar buite kan die koninkryk. Hierdie is meer gerig op mense wat in die kerk is. As jy dit so wil sê. Mense wat dink hulle is reg. Mense wat in die koninkryk van God vanselfsprekend net is en dink ek is gemaklik waar ek is. Ek het al die boksies getik. Ek is gedoop. En voor dit het ek die belydenis afgelê of ek het die sondaarsgebed gedoen. So al die boksies is afgetik. Dis net ek wag nou net. En ons gaan oor daai gedeelte praat van mense, nie van die wat buitekant is nie, wat outomaties hel toe gaan nie, maar mense wat in die kerk wêreld beweeg, of wat hulle hand opsteek, nou nie miskien kerk toe gaan ook seer nie, as gevolg van hulle eie teologie, nie volgens die Bybel. Daar is nie so iets in die Bybel, dat jy jou onttrek alleen bly, en alleen jou geestelike lewe wandel nie, want dan kan jy omtrent niks doen, van al die opdragte wat Jesus vir jou gee om te doen nie. En ek dink dit is so belangrik dat ons net bietjie daarna gaan kyk vanoggend, en dit gaan kort wees, dit gaan nie so lank soos altyd wees nie. So, want ek wil hê jy moet hierdie week gaan sit en dink oor alles, en dan gaan ons weer aan met van die stukke wat ons nou al gedoen het die afgelope 3 Sondae dan gaan ons van dit weer uitbrei op sekere dele. Ek vat julle gou na die is in Matteus, toe jy my Bybel gaan ek gou lees, in Matteus 24, en ek gaan vir julle daarvan vers 48 aflees. Hoe sê mens nou, dit kom voor in die gelykenis van die 2 diensknegte, waarmee hoe sê mens, Jesus hulle kom aantref het op aarde wat hulle besig was om te doen. Die goeie een gaan ons nie konsentreer, hier gaan ons van 48 aflees, is die slegte een. Maar as hierdie slegte diensknegt in sy hart sê, my Heer talm om te kom, en hy sy medediensknegte begin slaan, en saam met die dronkaards begin te eet en drink. Onthou, dis nie hoe hy begin het nie, dis hoe hy nou eindig. Dan sal die Heer aan die diensknegt kom op 'n dag, dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur, dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig, en hom 'n deelgenoot van die gefeinstes maak. Okay, gefeins
in die ou vertaling wat ek nou lees, is die skynheiliges. Mense wat 'n skyn van heiligheid het, nie? Mense wat dink hulle is alright en wat dit nou nie gemaak het nie. So daai een wat goed begin het in versleg het en Jesus kom terug en hy pynig hom en hy, soos hier staan, en hy maak hom 'n deelgenoot van die geveinstes. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. 'n Geween en 'n geknars van tande wees. Nou as 'n mens hier kyk, hy kom op 'n dag wat hy hom nie verwag het nie. Jesus kom en op 'n uur wat hy nie geweet het nie. En hy gaan hom pynig. In van die Engelse vertaling sê hy gaan hom afsny. Hy sny hom af van die familie, van die seuns van God. Hy word afgesny uit die familielyn uit van God waarin ek en jy behoort. As ons gered is en ons doen sy wil en ons volg sy opdragte en ons lewe is skoon en rein lewe. Hy word afgesny, hy word gepynig en hy word 'n deel van die geveinstes gemaak. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Wanneer hy kom, sal hierdie dienskneg was nie gereed nie. Het jy gehoor wat hy gelees het? Dat hy gaan hom pynig en soos ek ook gesê het in die Engelse vertalings, daar's van hulle wat sê afsny. Hy sny hom af. Hy sny hom uit die boom uit, die ware wingerdstok. Hy sny hom af van die familie van God af. Want sien, wie is die Heer? Jesus Christus. Want hy is nie net 'n verlosser nie, hy is ook die regter. As hy weer op hierdie aarde kom wandel, gaan hy die regter wees. Joe. En hy is so deeglik en getrou om 'n verlosser te wees. En as jy hom nie as verlosser beleef nie en leef dat hy jou verlosser is nie, sal jy hom as regter ontmoet. En dan is dit nie lekker nie. En dis die twee opsies wat elkeen van ons het. En dan weer sê hy, daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. En sien, hierdie frase, hy kom so 'n paar keer in die Nuwe Testament voor. Ons gaan nie so op na so 4 net nou kyk, dink ek vandag, dat ons net kyk hoe ver kom ons. Wat ek net met julle deel waar Jesus hierdie frase gebruik. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. En as ons dit nou alles so met mekaar sit, wat ek nou hier gedoen het, ek het so alles so met mekaar gesit, al hierdie versies, en as mens daaruit dan nou gevolgtrekkings maak, is dit 'n sekere groep mense, dit is 'n kategorie van mense, diegene wat alles van hom geweet het. Dit is mense, daai wat hierdie voorkom, is mense wat alles van Jesus al weet. Hulle ken man, hulle is kerksmense, hulle weet. En hulle het al van hom geweet, wat al die waarheid gehoor het. Hulle ken die waarheid, hulle kan vir jou die versies, hulle kan vir jou die Bybel quoteer, my maat. En dan sien hulle, was hulle hele lewe so naby, maar nooit regtig het hulle self daartoe verbind nie. Hulle weet alles. Hulle kan met jou redeneer dag en nag. Hulle kan vir jou die skrif, hulle kan vir jou alles sê wat jy verkeerd doen. Kykie, hulle kan vir jou reflekteer die skrif na jou toe wat nou nie van hulle van toepassing is nie, dis nou hulle, ek praat van hulle, nie van jou nie, en van julle nie. Maar daar's mense wat so goed is. Kyk hierso, hulle gooi daai curveballs. Hulle hele agenda is net om altyd ander mense so sleg te laat voel en hulle so goed te laat voel. Om ander mense hulle slegte punte te wys en hulle verkeerde punte nooit raak te sien. Hulle is so naby, maar ook so ver.
Um, en hulle kon elke oomblik, kon hulle deel gehad het aan die koninkryk van God, aan sy teenwoordigheid, om in die heilige teenwoordigheid van God in te kom, om hom te leer ken as verlosser, om hom te leer ken as die Seun van God, om hom te leer ken, om deur hom te gaan na die Vader toe, om met die Heilige Gees wat hy vir jou gestuur het, elke dag met te kan praat, om een te wees met die Vader, die Seun en die Heilige Gees, waarvan hy die weg is. Daar sal geknars van tande wees. Daar sal geknars van tande wees. Gewene geknars van tande. En as ons gaan kyk na Matteus 8:12, ek het hom net hier ewerste net gou weer kry, 8:12, dat so daai stuk waar Jesus ook nou praat, is die, hoe sê mens, die hoofman, wat oor 100 het na hom toe gekom en met sy geloof en alles, en toe sê Jesus hierso van vers 11 af, maar ek sê vir julle, dat baie sal kom van die ooste en weste, en saam met Abraham en Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele. Dis nou daai groot maaltyd, ons gaan nog by 'n ander geleentheid daarby uitkom. En dan 12, maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween en 'n geknars van tande wees. Jy sien, dis mense wat aangeneem het. Hulle is toegelaat, en hy praat hier met die Jode. Want hy sê vir die Jode, hierdie Romeinse soldaat, hy is buitekant, julle wat binnekant die koninkryk, wat julle self noem, dat julle is nou, sê mens, kinders van Abraham en van die belofte, is die mense wat sê, ek is 'n Christen, ek behoort in my kerk, jy weet, en hulle dink dat, omdat hulle aan hulle kerk behoort, en aan hierdie sekere groep behoort, dat hulle gaan dit maak. Hulle hoef nie te worry oor hulle lewe baie nie, net solank hulle net die teenwoordigheidslys volg, of glad nie eens dit volg ook nie, maar dat hulle net hulle blokkies afvertiek. Daar wag 'n verrassing, dink ek, vir baie van ons. As ons na hierdie woorde gaan kyk, onthou Matteus 8, jy kan van 11 tot 12 nie daar lees, op van julle stuk som in die bokant ook. Waar dit gebruik word vir die van die koninkryk, mense wat dink hulle het dit. Jesus praat hier van met sy mede Jode. Julle verwerp my, sê hy. Julle verwerp my, maar die heidene sal kom en hulle sal die koninkryk binnendring, binnegaan, en julle sal uitgesluit word. Daar sal 'n geween en 'n geknars van tande wees. Mense wat dit alles weet, wat dit net aanneem, dink, en elke geleentheid gehad het, maar nooit daarvan gebruik gemaak het. En ek vra vir jou vanoggend, maak jy gebruik van elke geleentheid? Is jy deel? Dink jy is deel? Waar staan jou gedagtes? En dan Matteus 13:42, wat jy kan daar gaan lees, sien ons daai hele stukkie ook, maar ek wil nie spesifiek hierdie stuk, ek sal julle maar net hier van 40 aflees, net soos die onkruid dan bymekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Die Seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk bymekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen. Ja, nie die wêreld en die koninkryk. En al die struikelblokke
en die wat ongeregtigheid doen, en sal hulle in die vuuroond gooi, dan sal 'n geween, daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande. Dan sal die regverdige skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En ek hoop jy hoor vanoggend. En dan in Matteus 13:42 het ons nou gelees van hierdie koringland het Jesus hier gepraat. Ek het daai laaste gedeelte net gelees wat presies soos die koring, die mense wat presies soos die koring lyk, maar nooit vrug gedra het. Hoe lyk jou vrugte? Is jy maar die struikelblokkie daar in jou gemeente? Is jy die struikelblok in jou geestelike groep? Ek kritiseer jy altyd ander Christene. Werk jy maar met ongeregtigheid? Werk jy eintlik maar teen wat God sê? So jy leef eintlik in ongeregtigheid en nie in geregtigheid nie, reg met God nie. Jesus sê die engele sal kom en hulle uittrek en hulle in die oond gooi. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van tande, want hulle was hulle hele lewe lank naby daaraan. Hulle was midde in dit en hulle het nooit daarin gegaan nie. Het jy al in die koning van God ingegaan? Het jy al 'n verhouding gebou met God? Neem jy elke dag jou kruis op en volg vir Jesus Christus en doen wat hy vir jou sê om te bewys hoe lief jy hom het? Of is jy so wêrelds? Het jou wortel so in die wêreld ingegaan dat jy dink net wêrelds, jou gedagtes, dink jy die dinge wat daar bo is. Jy dink jy's aan die wederkoms, jy dink jy's aan hoe gereed is jy nie? Is daar goedes in jou lewe wat jou onheilig maak? Wat jou medewerker van ongeregtigheid kan maak? En dan in Matteus 22:13 is hierdie gelykenis. Ek gaan net vinnig lees hierso, want ek gaan nog later gaan ek 'n boodskap net oor hierdie inbring van hierdie bruilof, maar die verskillende vertalings en evangelies. Matteus 13:43. Dan sal die regverdige skyn soos die son, en dan Matteus 22 vanaf vers 11. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom: vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning aan sy dienaars: bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en 'n geknars van tande. Want baie is geroep, maar min uitverkies. Daar's baie mense in die kerk. Daar's baie mense wat sê hulle is Christene. As mens net in ons land vat, is ons amper in die 70% met die land met die meeste bloedskande, die meeste verkrachtings, die meeste is gesinsmisdaad, 70% Christene. Sjoe, dis 'n slegte klad op die koninkryk. Jy sien, die een gas het sonder 'n bruilofskleed ingekom. En jy hoef nie jou bruilofskleed eers te koop nie. Jy kry hom gratis by Jesus Christus, by die koning. By die gasheer voorsien dit. En hierdie persoon het dit nie, hy het nie Jesus aangeneem. Hy het nie sy bruilofskleed ontvang. Hy het nie ingegaan in die koninkryk van God. Hy het net so ingeloop en net aangeneem.
Hy het net aangeneem, hy hoor tokkie. En toe die koning kom en hom sien, hoe het jy ingekom, sonder blydelskleed was die man sprakeloos. En hy sê vir hom, bind sy hande en voete vas en werp hom die buitenste duisternis, al geween en geknars van tande wees. Jy sien weer, iemand het alles daarvan geweet. Hy het van die uitnodiging geweet om na hierdie feesmaal toe te kom. En hy het homself net die moeite gedoen om die gepaste kledingstuk wat hy ontvang het, aan te trek. Baie van ons kom op baie geleentheid waar ons Jesus aanneem. En hy het ons bruilofskleed aan. En weet wat? Dan loop ons deur die lewe en ons trek ons bruilofskleed uit. Hoe lyk jou kleed wat jy aan het? Is hy skoon? Is hy bevlek met sonde, met veilig goed? Dan het jy weer Jesus nodig. Want sien, Jesus se bloed reinig jou, maak jou skoon. En jy doen dade van geregtigheid. Wat hom goedgesind is. Wat sy naam verheerlik. En dan gaan ons ook later doen, Matteus 25:30, gaan lees maar daar. Dit is van daai, hoe sê mens, die diensknegte wat die talente gekry het, en die een wat die 1 talent gekry het. Sien, is mense in die koninkryk. Dis nie mense buite kan die koninkryk nie. Ons praat nie van sondaars nie. Ons praat van mense in die koninkryk wat dink hulle is in die koninkryk. Hy kry sy 1 talent en hy gaan begrawe hom. Ons kom by daai een. En dan is ook daar's ook 'n gewene geknars van tande. En dan nou die laaste deel wat ons net gaan doen is is Lukas 13:28. Is Lukas 13:28. En ek wil dit, Jesus het hierso het die mense aangespreek. En die mense wat vir Jesus sê, ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink. Ons het al u leer gehoor. En Jesus sê vir hulle, gaan weg van my af, julle wat wetteloosheid beoefen. Ek het julle nooit geken nie, en buite was daar gewene geknars van tande. Nou ek sal dit in die moderne wêreld nou sê, in die huidige omstandigheid, wat is dit om wetteloos te wees? Wat is dit om wetteloosheid te beoefen? Jy sien al soveel wetteloosheid deesdae in die liggaam van Christus, van mense wat dink hulle is in, en eintlik uit is. En in die bedieninge wat daar is. Om wetteloosheid te beoefen, is om jou eie ding te doen. Mense doen nie hulle eie ding. En dan dink hulle dit is reg, en God se seën rus daarop. En om aan niemand verantwoording te doen nie, almal bedien het, maar staan nie onder gesag nie. Hulle dink net, die Here, ek staan net onder die Here, ek staan onder niks en niemand nie. Jy sien, dit gaan oor 'n hartsingesteldheid. Om wetteloos te wees, om eie ding te doen, om nie onder gesag te staan, om onder niemand verantwoording te doen nie. Selfs in die kerk, daar's mense as lidmate wat net leiding doen. En hoe sê mens vir die leierskap van die kerk net sê, hoorie, vat my soos ek is of los my, dat ek my eie ding doen. Ons kan nie. Dit werk nie so nie. Dit maak dit so moeilik. Omdat die goeie herder is Jesus Christus. Skape is altyd in die teenwoordigheid aan mekaar. En net so ook is ons
wat die skape van sy wei is, wat na sy stem luister. Ons is naby mekaar, by mekaar, teen mekaar, ons skuur teen mekaar. Dis reg so. En dan, as ons in gebiedens werk, en ons werk in ons dorpe, in ons stede, moet ons as kerk, of as ons nou uitreik gaan doen in 'n ander gebied, dan moet ons die plaaslike kerke en die leiers eerbiedig. Moet hulle nie miskyk, moet hulle nie ignoreer nie. Gaan praat met hulle, kan stel jouself voor. Moenie net in iemand se territorie of sy gebied ingaan en net dink, jy is die baas, jy mag nie. Ons moet mense erken en eerbiedig. En ons moet saamwerk. Ons moet probeer om saam te werk. As ons saam is en ons is die eenheid. Want onthou is ek nou, as ons 'n uitreik hou, vir wie los ons daai gereddes agter om genurture te word? Wie gaan na daai lammetjies kyk? Wie gaan daai lammetjies kos gee en melk gee? En hulle beskerm teen die wolwe. En dis wat baie keer, en ek is al skuldig aan gewees. In my geval het ek geweet hoe moet hanteer, hoe om, as ons in 'n gebied ingegaan het wat ver van ons af is, hoe hou mens daai mense in 'n groep weer by mekaar? Maar dit gaan ons by die Here hoor. En as ons dit weer doen, sal ons net verder moet dink en daarna kyk. En dit is nie altyd maklik om in 'n gebied, om met ander leiers te werk, om met ander kerke te werk. Maar kom net met die hart van die Here. En ek kom vra vir jou vandag, as jy na al hierdie gekyk het, nie, na al hierdie na hierdie groep wat ons hanteer het, na al hierdie groep mense, ja, waar gaan jy staan? Gaan jy nie in die laaste pylvlak dit verloor? Jy ken alles, jy weet alles. Gaan die Here vir jou sê, wie is jy? Ken jou nie. Gaan weg van my af. Werk jy eintlik ongeregtigheid mee in jou lewe en lewens van ander? Is jy 'n struikelblok? Ek wil hê jy moet bietjie gaan dink na al hierdie. Na hierdie vers wat ons gedoen het, na hierdie boodskap. Ek smeek jou, moet nie uitgevang word eendag, omdat jy jouself, nee, jou eie hart, jouself bedrieg het. Omdat jy nie voluit die pad wou stap, om jy nog van die wêreld lief gehad het, om jy nog van die wêreld in jou lewe wil hê, breek daarmee vandag. En ons gaan weer verder, op ander stukke, en dit gaan alles oor die wederkoms van Christus, dat jy reg sal wees, dat jy nie sal agterbly, dat jy nie by die einde se kom, en onthou nie, wie voor die wederkoms kan kom, dan kan die bus jou opvang, hoor jou ry, en dan, as jy dan opstaan, dan staan jy op, as jy nou verkeerd opstaan, dan staan jy by die regterstoel van Jesus Christus, as regter en nie as verlosser, en jou saligmaker nie. En dit is 'n slegte dag. Kom ons bid saam. Vader, ek kom net en ek bid vir elkeen wat hierna kyk, hierna luister.
Here, ek bid vir die redding van elkeen. Here, ek bid dat jy met hulle sal wees, Here, hulle sal versterk. Die Heilige Gees in hulle lewe sal werk, Here. Dat hulle nooit soos wat ons in hierdie stukke nou gelees het vanaand, in hierdie 4 stukke, dat hulle uitgewerp sal word nie, terwyl hulle dink hulle is reg nie. Here, dat hulle weet, oortuig in hulle hart nie, en dat die Heilige Gees vir hulle oortuiging gee. Hulle is gered, hulle is met U, hulle is in U geborge, hulle sit in hemelse plekke, dat hulle ook daarvolgens leef, met die eternity, met die ewigheid in gedagte, waarlik gaan wees vir altyd, by U, Here. Here, kom net, kom werk met elkeen, net soos wat U kan. U ken ons elkeen, ons is oop voor die Here. Maar dankie vir die redding vir elkeen. En ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Mooi bly, lief vir julle.